Welkom by Conversations That Matters. My naam is Charlene Elliott en vandag gesels ek met niemand anders as Leonie Liebenberg van Must Be Nice. Sy is die eienaar van 'n ongelooflike klerereeks. Goeiemôre Leonie. Hallo Charlene, dankie dat ek hier kon wees. Dit is vir my 'n groot voorreg. Ek het gisteraand gedink, hoe het ons ontmoet en dit was letterlik 2 ure en toe is ons geconnect met mekaar en daar het ons vriendskap letterlik begin by Cornel Hendricks se Sevens toernooi. Ja, dit was eintlik ongelooflik toe ek jou ontmoet daar en dadelik het ons geklik en 'n band gevorm en van daar af het jy 'n ambassador geraak en dit het net verder vlot verloop en 'n lekker vriendskap geraak. Ja, dit is ongelooflik. Partykeer voel dit vir my ons is susters, ons is nie net vriende nie. En dit is wat vir my lekker is en dit is regtig vandag vir my 'n voorreg om werklik vir Leonie te ontmoet. Ek het vir Leonie ontmoet as Must Be Nice eienaar, maar vandag wil ek hê jy moet met ons deel, wie is Leonie? Wie is daai klein dogtertjie wat Leonie is? So as jy vir ons 'n bietjie kan vertel, waar het Leonie groot geraak? Watter uitdagings het sy gehad as 'n klein dogtertjie? En wat was haar drome as 'n klein dogtertjie? Charlene, ek het in die strand groot geword, ek's gebore in die strand. En my groot droom was altyd om 'n resieskardrywer te wees, want my pa ry resies. Lekker. So ek wou net resies jaag. Jy hou van spoed. Ja, nee, ek love it. Ek wou net resies gery het of ek was mal daaroor om op te tree vir my ouma en mense om te sing met musiek. Ek glo dit of nie. En ek wou actually 'n dokter geword het. Oh, wow. Maar ek dink ons almal wil eintlik 'n dokter word as ons klein is. Wel, ek moet vir jou sê van my droom as klein dogtertjie was nog altyd om 'n onderwyser te word. So ek dink, ek weet nie of ek medies, maar tog is ek besig met sielkunde, so dit is ook 'n Dit is 'n mediese rigting. Ja. Ja, so ek het groot gedroom as om net resies te jaag want my pa het my baie in dit groot gemaak. Okay. Nooit gedink ek gaan in klere wees nie. So ja, ek het groot gedroom as dit en ek was maar hierdie kind wat net gesing het en te kere gegaan het. Ek was baie stout ook. Was jy baie stout? Is daar iets wat jy vir ons met ons wil deel? Nee, ek was kindstout. Was jy Ek kindstout? was kindstout, maar ek het daarom kalmeer. Het jy 'n bietjie kalmeer? Ja. Is jy 100% seker? Nee, ek het daarom. Okay. Leonie, jou hoërskoolloopbaan. Hoe was dit vir jou gewees? Ja, Charlene, ek was eintlik vir 2 jaar in DF Akademie nou. Ja. En toe gaan ek terug Brackenfell toe want ek was in laerskool Brackenfell. En toe gaan ek Brackenfell toe van graad 10 tot graad 12 en my skoolloopbaan ek was baie in sport. Okay. Maar my sosiale lewe was vriende uit skool uit. Ek het nie regtig met in skool Vriende. omdat die resies, hoe kan ek sê community is, gemeenskap is baie ouer mense. Ja. En ek was baie soos ek sê in dit in elke Ja. naweek en al daai dinge. Sjoe. En sê gou vir my na skool. Hoe het jou loopbaan begin na skool? Het jy gaan studeer na skool? Hoe het die passie gekom om in 'n besigheid in te wil gaan? Ja, Charlene, ek het eintlik glad nie geswat nie. Ek het niks van klere geweet nie. So wat het jy na skool gaan doen? Toe jy klaar is met matriek, wat was jou plan vir dit na Ek skool? het toe gaan werk, my tannie het gewerk, sy was een van die groot reps by Panasonic, Nashua. Toe het ek daar gaan werk vir so 2 jaar en toe het ek vir my pa gaan werk. Maar toe het ek iemand ontmoet, toe trek ek PE toe en toe gaan werk ek vir hom want hy het 'n ingenieursbesigheid het hy. Hoe oud was jy toe? Jessie, ek was toe ek dink 23, Okay. omtrent toe ek PE toe trek vir 6 jaar. En dit is nou agter 'n vriend aan. Ja, Okay. ja. Okay. Sprei maar nie veel oor dit uit nie. Okay. Maar ja, toe trek ek en daar het ek beginne erg gym toe ek deur 'n fase gaan. Het ek baie beginne gym en waar ek tyd ingesit het om elke oggend 5 uur op te staan en dan het ek 'n personal trainer gehad. En iets het net vir my gesê, maar hoekom het ek aan mekaar so duur betaal vir 'n handelsmerk? Gaan nou nie ook name noem nie, Ja. maar en dit sit ook nie gemaklik nie. Toe begin ek nou net as van kyk hoe kan ek gymklere maak en vir myself. Okay. En ek het nog steeds gewerk voltyds en ek het dit net as 'n derde party hoe kan ek sê hobby. Ja. Het ek dit gedoen voor. En toe het dit ewe skielik explode en
dis eintlik, hoe kan ek sê, bevoorreg dat so iets wat so klein begin het, so groot kon eindig. Ja. Maar vat my gou 'n bietjie terug, toe jy nou getrek het jy jy het begin gym, het jy dit vir jouself gedoen? Was dit vir jouself of was dit om deel te vorm van 'n groep mense wat daar bly? Nee, dit was heeltemal vir myself. Dit was om, hoe kan ek sê, baie sportmense sal sê as hulle gym of oefen is 'n uitlatingspunt. Ja. So en ek wou beter voel en dit jy raak, hoe kan ek sê, nie geheg nie, jy raak soos addicted. Jy raak addicted aan dit later. Okay. En later het 2 vriendinne saam met my begin en toe raak dit nou 'n groepsding wat ons elke oggend gaan. En toe ek deur 'n moeilike stadium gaan, het ek veral erg in dit ingegaan. Wat ek elke oggend vroeg gaan en goeters en jy voel beter. Jy voel beter na die tyd. Dit maak jou ook daarom moeg om te kan slaap. Jy slaap beter en al daai goedjies. Ek weet ons gaan nou nie baie in 'n persoonlike lewe ingaan nie, maar toe jy sê deur 'n moeilike tyd, was dit 'n verhoudingstyd wat vir jou 'n moeilike tyd toe was, wat jy so erg begin oefen het en vroeër in die oggende gegaan het? Ja, dit was om rondte van dit, want ek was alleen, ek het nie familie daai kant nie. Ja. Meerderheid van my vriende is in die Kaap, so ek het dit as 'n uitlatingspunt gebruik en om op myself te fokus. Ja, en dit kan alleen raak, né? Ja. Dit kan baie alleen raak as jy na 'n area toe trek waar jy absoluut niemand ken nie. En jy moet nou nuwe vriende maak. En ek ken jou daarom ook nou lank genoeg om te weet, jy gaan nie sommer enige iemand toelaat in jou spasie as jy nie connect met daai persoon nie. So, ek kan nie imagine op die ouderdom van 23, waardeur jy moes gaan nie. Skielik te wegtrek van jou mense wat jou veilig gehou het hierdie kant en skielik na 'n area toe trek waar dit... Ja, en onthou, jy los jou huis wat jy in was, soos ek het 'n huis gehad. Jy los jou werk, jy los alles en jy gaan sit daar en begin van voor af, op 'n jong ouderdom. Ja, en jy moet nou half, ek wil sê namaak daai kant, dat mense weet wie is Leonie. En hierso weet almal wie is Leonie, want hulle sien haar naweek, hulle weet wie se ouers, en niemand daai kant weet wie is Leonie nie. Ja, en is 'n baie klein gemeenskap, want dit was eintlik Uitenhaag. Ja, Uitenhaag, ja, ek ken Uitenhaag, so ja, ek weet hoe klein is dit. Ja, dit is baie klein, so dit is baie, hoe kan ek sê, ook gemeenskap gevorm, waar hulle as groepe maar dinge doen en alles. Ja, so, Leonie, sê vir my, toe jy nou terugkom, wie was jou ondersteuningsnetwerk, toe jy besluit het, dinge werk nie vir jou daar uit nie, en jy wil terugkom? Wie was die eerste persoon met wie jy kontak gemaak het, om te sê, luister julle, I can't do this anymore? My een vriendin het agtergekom, iets is nie lekker nie, Monique, ek sal haar naam sê. So sy het my nogals baie gebek, en my ouers het ek eers 'n bietjie dit van haar weggehou, want soos jy weet, enige dogter vir hulle pa is maar sentimenteel. Ja. So ek het my pa se vriend eintlik gebel. Okay. Ja, en vir hom gesê, ek weet nie wat om te doen nie, hoe moet ek hierdie situasie hanteer, hoe sê ek vir my pa, en al die dinge, so hy het my maar basies gehelp om dit te doen. Ja, geguide en my pa rustig gehou, want ja, my arme dogter, en sulke dinge, so ja. Maar jy het ook 'n sterk selfbeeld. Het jy nog al die jare dit gehad, of het jy dit met die tyd geleer om so sterk te wees, na jy deur daai fase in jou lewe gegaan het? Ek het actually glad nie 'n goeie selfbeeld gehad nie. Ek, hoe kan ek sê, toe ek getrek het ek baie teruggetrokke geraak. Want daar soms gevoel, jy kan nie praat nie, jy mag nie praat nie, jy mag nie die nie. So ek het baie in 'n kokon teruggetrek. Okay. En ek was nie myself vir 'n hele tydjie nie. Sure. En tot ek moet sê, tot ek teruggetrek het en met die Pumas betrokke begin raak het hulle my 'n bietjie weer hulle het my ou self laat vind. Oh, wow. Want jy het begin weer connected voel aan mense, aan waar jy gelukkig is, mense aanvaar jou soos jy is. En jy kon praat, niemand gaan vir jou sê, wat sê jy nou, of... En dit bevraagteken. Ja. Jo, ek moet vir jou sê, dit maak 'n mens nogal emosioneel om te dink, dat jy teruggekom en
dit is daai mense wat eintlik jou familie is. Die Pumas, as ek dit nou so, dat hulle is eintlik die familie by wie jy moes wees. Natuurlik is dit mos nou maar, alles in 'n mens se lewe is 'n fase waardeur jy gaan. En miskien moes jy daardeur gaan om vandag die sterk vrou te kan wees wie jy is, en ook met die hulp van hulle. So, dit is nie altyd maklik nie, dit is natuurlik 'n moeilike situasie vir jou gewees. Maar wat ek wil weet is, hoe het jy op die punt gekom van die naam Must Be Nice? Waar kom Must Be Nice vandaan? Dis eintlik 'n snaakse storie, want ek het op die ou ende begin resies ry. Okay. Ja, my pa het ook actually nie geweet, hier begin ek ry nie. Ek het gaan ry in George, en toe stuur ek vir my pa foto, sê, kyk die mooi kar. En hy sê vir my, dis mooi, wie se kar is dit? Sê ek, is myne. Toe sê hy, jy nou wragtig so 'n kar gaan koop, want hy ry V8's, en ek het toe 'n Golfie gaan koop. Okay. En hy is nou glad nie vir 'n Golfie nie. En toe het ek begin ry, en as ons mekaar gestamp het, en ons is 'n vrouensklas gewees. Okay. So ons het glad nie teen mans gery nie. En toe ons mekaar byvoorbeeld nou ongeluk stamp of die of daai, dan sê almal, it must be nice. Of as iets gebeur, it must be nice. En toe ek nou die ding begin het net as gymwear, Ja. toe sê ek vir my vriendinne, maar wat gaan ek hierdie besigheid noem? Toe sê hulle, must be nice. So dit het eintlik so 'n mooi storie van motors na klere. Ja. Oh, wow. Dit is my regtig, dit is nou, ek meen, dis die eerste keer wat ek nou hoor, waar die naam vandaan kom. En dit maak nou vir my meer sin, hoekom jy daai naam gekies het. As jy kon terugdink, nee, wat was jou, ek weet jy het gesê, jy het sommer so 'n bietjie gespeel en jou eie klere gemaak en goed, maar as jy nou moes terugdink, wat was jou eerste pakkie wat jy vir jouself gemaak het en wat was die kleur gewees? Yes, nou moet ek mooi dink. Ek dink dit was so swart met sulke spatsels gewees, kleurspatsels, want soos julle MBN ken is very in your face. Ja. So ek dink dit was 'n tight gewees en 'n hemp. Ek gaan nie in 'n crop top gym nie. Maar dit was 'n gym set gewees, soos tights en 'n hemp gewees, my heel eerste ding, en wat ek op baie gefokus het om aan die begin te maak. En toe het byvoorbeeld sportspanne my eers begin vra, maar kan ek die doen, kan ek daai doen? Oh wow. En wie was jou eerste sportspan wat jou gevra het? Kyk, jy het nou hier buite geloop met Must Be Nice klere, en hoe het dit gekom dat hulle na jou toe gekom het en gesê het, Lassie, so, kan jy ons help? Hoe daai ontwikkel van sportspanne, rugby spanne wat na jou toe gekom het? Okay, so ek gaan nou sommer miskien van jou ander vrae antwoord. Om te begin by die begin, my pa het my toe gekontak en gesê, maar hoe werk hierdie hobby van jou uit en al daai dinge? En toe sê hy, maar kom ek help jou met jou eerste masjien, jou printing masjien en press, en dan betaal jy my terug en jy begin jou eie ding. En toe begin ek met 3 mense. In Brackenfell, maar toe is ek nog in PE. Nou moet jy onthou, ek is nog daai kant. En het toe COVID begin raak. So toe het my vriende almal op 'n plaas gaan bly die hele COVID tyd, en ek het in die dorp agtergebly, en ek het vir hospitale en dokters en daai goed maskers gemaak, en ek het 'n permit gekry om te kan operate. Ja. En hoe kan ek nou sê, my pa, om jou ander vraag ook van nou te antwoord, my pa was ook 'n groot ondersteuningspunt vir my. Okay. Dis hoekom ek maar moeilik adapt met iemand in my lewe, want jy vergelyk almal met jou pa. Ja, dis baie waar. Ja, my pa is 'n sterk persoon. So, maar om terug te kom by die klere, ek dink dit was, my pa het toe na 'n maatskappy toe gegaan wat gelikwideer het, omdat dit mos nou COVID tydperk is. En ons gaan koop toe van hulle masjiene. Toe gaan koop ek, en hy het nou vir my die masjiene gaan kyk en al daai dinge. Toe vat ek 10 van hulle mense en sê vir hulle, maar julle sit nou sonder werk. Want onthou, toe het ek nog die stitching en alles ge-outsource. Ek het dit nie self gedoen in die fabriekie. So ek het in COVID tyd net die printing en die pressing gedoen, en ek het die stukwerk het ek ge-outsource. En toe kry ek die 10 mense van die maatskappy wat gelikwideer het, en toe begin ons dit so, en met daai maatskappy was al groot handelsmerke wat vir hulle gedoen het. En toe kry ons daai groot handelsmerke se kontrakte. En toe begin dit net. Wow.
En dit is nou met daai 10 mense. Ja, met die 10 mense en ons is nou al, ek weet nie hoeveel nie. Ek wou nou net vir jou gevra, dit is my volgende vraag. Ek was nou al by jou gewees in die fabriek en goed en ek wou vir jou gevra het, hoeveel mense, as jy nou vinnige getal moet noem, hoeveel mense het jy nou wat vir jou werk in die fabriek? Ons is nou al van kantoor tot fabriek en almal en die skoonmakers so goed is ons seker nou amper so 50. Sjoe. Ja, en Ja. ons het letterlik eers met COVID stadig begin en toe almal mag begine werk, toe het ons die stiksters gekry en al daai goed. So as jy vat, is eintlik nou wat 5 jaar wat almal Ja. nou maar na COVID Aan die gang is. ja, aan die gang is en almal beweeg nou weer na normaal. So, hoe oud was jy toe jy werklik nou jou perseel gekoop het en gesê het, luister hierso, hier gaan Must Be Nice nou begin? Jo, dit was dit nou 2020 of 2021 wat almal weer mag beginne werk het en Ja, 2020 was mos nou COVID en toe 21 toe begin ons mos nou eintlik ja, weer. so 2021 het ek in die fabriek ingegaan. Okay. Maar net met die printer en die pres. En daar was nog, kyk, is my pa se fabriek, so ek hier by hom. Okay. So, maar daar was nog resieskarre. Ons het vir hoeveel jaar gewerk met die helfte resieskarre, helfte stukwerk en printwerk en al daai goed tot ek gesê het, maar die karre moet nou begin uit want ons kort spasie. Okay, so jy het so 'n lekker kombinasie gehad van al twee jou passies. Ja. Jou karre en jou klere wat jy nou, jou droom wat jy nou eintlik net begin speel het mee en toe raak dit nou 'n groot werklikheid vir jou. Ja. En ek weet die kwaliteit is goed en ek weet hoekom ek dit dra, maar hoekom sal jy wil hê, wat wil jy hê moet die mense ervaar as hulle Must Be Nice dra? Vir my gaan Must Be Nice oor jy voel selfversekerd, jy voel gemaklik. Jy kry daai, hoe kan ek sê, that sense of belonging. Ja. Want soos ek het nou die dag 'n skool gedoen wat glad nie in 'n goeie area is nie. Ek het aangebied want ek het gesien hoe die kinders in die gemeenskap onnodig, hoe kan ek sê, doodgemaak word, as ek dit so kan noem. Ja. En ek het dit jammer gekry en toe een van my ambassadors is 'n onderwyseres daar. En toe sê ek vir hom, maar het daar nou nog 'n insident gebeur in die toe sê ek, en die laaste insident was 'n goeie rugby speler. Sure. En toe vra ek vir haar, hierdie kinders ordentlike sportklere vir hulle spanne. En toe sê sy nee, want die skool het glad nie eers sport gehad tot sy daar gekom het nie. Jo. En toe sê ek, maar ek wil graag vir die rugby en die netbal klere maak, want om die kinders net 'n sense of belonging te gee. Ja. Om uit te sien na iets dat hulle hoort iewers. Hoe hanteer jy kritiek? Deesdae lag ek dit af. Okay. Kom ons gaan gou terug. As ons nou sê 2 of 3 jaar terug, hoe sou jy kritiek gehanteer het? Kyk, Onthou jy werk mos nou met 'n klomp mans die heeltyd. So die lewe daar buite vir jou is nie altyd maklik nie en jy moet sterk staan tussen hierdie klomp rugby spelers en groot name met wie jy te doen het en jy moet baie keer net jou stempel afdruk dat hulle net jou hoor, luister so nee, hierdie gaan nie werk vir my nie. So hoe doen jy dit? kyk Charlene, toe ek jonger was ek baie gekritiseer van 'n sekere persoon af wat, hoe kan ek sê, dit het my nog as baie trauma gegee in my kinderlewe. Okay. Maar met hierdie besigheid het dinge my geleer om sterk te staan. Want ek's nou 'n vrou in 'n besigheid, soos jy sê, 'n klomp mans om jou Ja. en jy moet jou stempel afdruk. So ek sê Absoluut. dit het my 'n bietjie hard gemaak, maar ook dit wat in my lewe gebeur het my ook hard gemaak. Ja. Ja. So there's the in between, maar niemand ken daai nie. Ja. So dit wat hulle sien is die persoon wie ek geword het intussen, maar ek sê altyd vir almal 'n ding wat ek sê is die naam is Must Be Nice. Beteken nie ek moet altyd nice wees nie. Absoluut. Absoluut. En ek dink ek het jou ook al in kere gesien wat jy not so nice is. Ja. En dit is ook okay, want jy kan nie die hele tyd nice wees nie. 'n Mens kan nie. Jy kan nie 24/7 nice wees met almal nie. Jy kan nie toelaat dat mense oor jou loop nie. Baie keer dink ek in die wêreld wat ons is, waar vrouens hulle eie besigheid begin, dink mans hulle kan net oor 'n vrou loop. En it's my way and the only way. En ongelukkig
of kom ek sê gelukkig met jou persoonlikheid is jy soos dis wat jy kry en dis wat jy gaan what you see is what you get. Ja, En dit is wat vir my lekker is van jou, verstaan jy? Want dit wat ek hier sien is daar's nie 'n masker vandag hier op jou gesig om te sê, okay, ek moet nou 'n maskertjie opsit want ons doen nou dit nie. Nee, dit wat jy sien, dit is wat jy kry. kyk vir my het dit gegaan oor ek gaan nie 'n masker dra nie. Jy aanvaar my soos ek is. Soms moet jy 'n bietjie back off. Dit hang af waar jy Ja. is. Maar hoekom moet jy voorgee wat jy nie is nie? Dan sit nooit eg nie. Ja. So wees jouself. As daai mense jou aanvaar, weet jy dis jou mense. En soos ek met my kliënte, ek het nie kliënte nie. Ek het verhoudings, ek het bande. Ja. So elke kliënt van my verander in 'n vriendskap of 'n goeie verhouding. Hulle weet, hulle kan my 11:00 die aand WhatsApp. Hulle sê partykeer vir my, ek weet jou foon is nie uit jou hand uit nie. Dis hoekom ek jou WhatsApp. Ja. En hulle weet hulle kan enige tyd kommunikeer en ons praat soos vriende. Soos ek in die skole ook. Ons praat soos vriende. Dit is nie daai ons is nou in 'n corporate wêreld, ons gaan nou vir ons corporate hou. Daar is reëls en goed, maar ons is gemaklik almal met mekaar. Ja. En dis wat vir my belangrik is. Dis hoekom ek nie 'n masker opsit nie. En dit is wat mooi is. Dit is wat en ek dink dit is wat jou brand Must Be Nice so uniek maak van baie ander. Is dat die persoon wat dit begin het is plat op die aarde. Dit is wat vir my die mooi daar is. Wat is die grootste opoffering wat jy nog ooit moes maak? Jo, ek het so 6 maande terug my resieskar verkoop. So ek het nie kinders al of is getroud nie, maar dit is ook een van die opofferings wat ek moes maak, is al my tyd in die besigheid bestee. Ja. En ek het nie regtig tyd om energie en tyd in daai afdeling te sit nou nie. Ja. Of dat ek die tyd gehad het nie, want dis 24/7, ek slaap nie, ek werk die hele tyd. Ek dink jy het al gesien, ek stuur 3:00 die oggende boodskappe. So die opofferings is jou sosiale lewe, alhoewel almal op Facebook sien, ek het 'n great social life, maar dit gaan met die sport. Ja. Dit en dit is nog steeds werk. uitputtend. En dit is soms uitputtend, want ek as ek vir jou sien, dan is jy by hierdie, want ek kan sê nader aan die einde van die jaar raak dit meer uitputtend, want dan word jy genooi vir al die funksies. En dan sit soos 2 of 3 funksies op 'n dag en dan moet jy nou kyk, hoe gaan ek hierdie bal hanteer? Want ek moet nou in die Kaap wees en dan moet ek in Velddrif wees en dan moet ek in Langebaan wees. So ek het baie keer al gewonder, hoe hanteer jy dit? Is daar ooit funksies vir wie jy nee sê? Ek moes byvoorbeeld vir Middelburg Hoërskool laas jaar nee sê, want toe het ek 'n funksie in die Kaap. Okay. Maar wat ek nou onlangs doen is met Gansbaai Laerskool byvoorbeeld, het ek vir een van my ambassadors, Michaela, gevra, sal jy in my plek gaan? Okay. Dan gaan hulle en hulle doen die content en hulle deel die treie uit en so. Ek moet sê ek het 'n baie goeie span van ambassadors, dat ek kan enige tyd vir die rugby speler of persoon vra soos julle, sal jy vir my instaan, sal jy vir my gaan, en hulle doen dit met liefde want hulle love it. Ja, ja. Hulle is soos ek, hulle is lief vir die mense, hulle is En hulle geniet dit. jy's trots. Ek meen ons is trots om ambassadeurs van Must Be Nice te wees en die brand te gaan verteenwoordig by enige funksie. So dit is regtig 'n voorreg om dit te kan doen. En dit is eintlik vir my mooi om te weet dat jy ook ambassadeurs stuur om jou te gaan verteenwoordig waar jy nie kan opdaag nie. As jy nou enige raad vir enige entrepreneur daar buite kon gee, wat sou jy vir hulle sê? Ek sal sê, as jy 'n saadjie in jou kop het om iets te begin, en daar's nie, hoe kan ek sê, te veel struikelblokke om dit te begin nie. Soos kyk wat ek begin. Ek het niks van klere geweet nie. Ek het begin by 'n punt, ek het ge-outsource en toe raak dit 'n besigheid. En van 2018 af waar dit net 'n brand was, is dit nou 'n fabriek met 'n brand. Sal ek sê, vat daai leap of faith. Jy vat daai stappie en glo in jouself. Ja. Maar jy moet ook die ambisie hê en die determination om dit te doen. Ja. Maar moet ook nie net tou opgee nie, want ek sê vir jou dit raak moeilik. Ja, dis wat ek nou vir jou wou gevra het. Wat was jou grootste uitdaging tot nou toe? Wat is julle grootste uitdaging tot nou toe gewees?
Jou grootste uitdaging is maar jy kompeteer met groot handelsmerke. En om mense wat nou al 10 jaar by 'n handelsmerk is, te laat glo maar jy is net so goed, jou kwaliteit is net so goed, maar jou pryse is eintlik beter. Is moeilik om mense se denkwyse te verander. Ja. Maar dis waar ek inkom met jy bou 'n verhouding. Ja. En dit was een van die uitdagings en die ander uitdagings is soms is jy alleen in die donker tye. Soos ek bly alleen, ek's alleen. En ek soos jy my ken, ek is nie iemand wat my burdens op ander plaas nie. Ja. So ek gaan sit maar en ek gaan lees my Bybel, ek praat met die Here in die oggens ek werk toe ry. Want actually met wie jy laasweek 'n onderhoud gehad het, Karika, Karika, ja. wie sy genoem het, wie sy gehelp het in besigheid is ek. Oh. Ja. Ja. So sy het my gehelp met die advisory en ek en sy was saam Mauritius toe na materiale gaan kyk en sy het 'n pad saam met my gestap. Ek dink dit was soos vir 7 maande. En sy het my geloof baie verander. Ek wil nou net sê, Ja. as ek dit reg onthou, ek en jy het so liggies daaraan geraak eendag wat jy vir my gesê het dat sy het jou op 'n geestelike journey gevat. En sy is 'n groot Ja. Sy is 'n groot gees. Ek meen toe ons hier gesprek gehad het ook, sy het my hoeveel keer hoendervleis gegee het terwyl ons gepraat het. Maar dit is vir my mooi hoe dit ook ingekom het, want 'n mens moet geestelik ook hier in jou lewe, want anders sou jy nie gewees het waar jy vandag is nie. En ek dink baie keer word jou geloof getoets. O nee, dit word baie getoets. Daar was van laas jaar af tot in my nou toe, soveel toetse. Dat ek het nou eendag vir my pa gesê, wanneer is die duiwel klaar? Maar dan sê my pa die duiwel gaan ons nie onderkry nie. En dan my ander vriende en Naomi sê, wanneer jy getoets word, is daar iets groots op pad. Hy's besig om jou voor te berei. Ja. So ek fight die duiwel. Yes. Ek gaan sit by die huis, ek recoup myself. Ek dink net relax, praat met die Here, wees rustig. Alles sal uitwerk soos dit moet. Okay. Sê vir my, ek wil graag weet en miskien gaan jy nou mooi moet dink hieroor, maar hoeveel rugby spanne het jy nou al gehelp met klere? Jy sê gehelp of gedoen? Gedoen. Yes, ek weet nie. Dis baie. Ek hou nie eers count nie want soos wat ek het al baie vir my, ek noem my pa baie want hy help my. Hy's ook amper soos 'n hy advise my baie want hy het besighede gehad. Ja. So elke jaar groei ons so dat ons kan nie byhou nie. Dit is net elke keer iets nuuts. Ons dink ons is nou op koers, ons het alles nou perfek reg. Dan kom dit nog 10 kliënte of 20 by en dan moet ons weer adjust. Ja. Ons moet nog mense kry, ons moet dit doen, ons moet daai doen. So ek kan regtig nie vir jou getal gee nie, maar dit het ontsetlik baie gegroei in die laaste jaar. Okay, dis baie goed. Ons doen meerderheid al die klubs om in Mpumalanga. Sure. Ons doen 'n paar skole daar. En ek het nou met die Thurlow Maas tournament het ek al die klubs gedoen want hulle het my gekontak om hulle goed te doen. Ons doen nou 'n paar skole, ek weet nie of ek dit moet noem in die Kaap nie, maar daar's redelik 'n paar. En die moeilikste was om in die Kaapse skole in te kom. Ek kan dink, ja. Dit is die Ja. moeilikste. Ja. Maar daar het daarom 'n paar vir ons 'n kans gegee en nou is hulle bly. Hulle sien wat ons probeer en dat ek altyd probeer help as iets nie reg is nie of as jy vinnig een item wil maak, doen ons dit gou. Ja. So Ek moet sê, ek was vroeër die jaar was ek by die Willie Leroux toernooi in Stellenbosch en Must Be Nice het gepronk daar op die veld met klere wat gemaak is deur julle en in 'n mate het ek trots gevoel om te weet jy wat, ek weet waar vandaan kom hierdie klere. So dit was vir my lekker om dit te sien en te sien hoe mense dit afneem en daar op die velde en goed en dan sê ek lag so. Een van die seentjies in een van die spanne wat ek ken het eendag vir my gesê, is dan nie die eienaar van Must Be Nice? Toe sê ek, nee, my vriendin is die eienaar van Must Be Nice. Want jy het mos nou al vir Kortry ook klere gemaak en goed, en die kinders is verskriklik mal daaroor. So, ons weet, ons ken die kwaliteit van dit, en dit is goeie kwaliteit. Wat is jou trotsste oomblik nog ooit? Met Must Be Nice. Ja, met Must Be Nice en ook in jou persoonlike lewe. In Must Be Nice is dit
kyk, toe ek die Pumas genader het om hulle klere te doen, ek was niemand. Niemand het my as Pinaais geken nie, ek het nie die Pumas geken nie, want ek was nie so in rugby nie. En toe hulle ja sê, en onthou, ons het nou die hele tyd vir ander handelsmerke het ons klere gemaak en ons sien dit op die TV met die Stormers en die, maar is nie ons naam op daai borsie. Ja. En die trotste oomblik was is toe hulle uitdraf en is ons naam nou op 'n span en hulle die eerste jaar die Currie Cup toe gewen wat ons hulle borg. So daai was ons stempel wat ons neergesit het dink ek daai jaar. En almal het gedink, waarmee is jy besig? Hoekom 'n span soos die Pumas? Ja. En daai, maar dis eintlik so 'n mooi storie want albei ons brands het saam gebou van daar af. Oh. Soos vir hulle niks was, niemand het hulle raak gesien nie, niemand het my raak gesien nie, het almal ons begin raak sien. So ons kon ons identiteite bou en saam waar almal gedink het ek het 'n simpel plan. En hierdie plan gaan my dalk nie reg uitwerk soos wat ek dink nie, maar dit het nog net vlot verloop. Was daar ooit mense wat nie in jou brand geglo het nie, wat nie in jou droom geglo het nie? Kyk, daar is seker maar mense in die agtergrond wat nie in my of die brand glo nie. Of ek dink baie meerderheid mense glo in die brand nadat hulle sien hoe ons verander elke jaar en wat ons insit. Ja. Maar dat mense nie dit vir my wil glo nie, is 'n ander saak. Yes. Hulle gun jou nie. Hulle gun dit nie, ja. Maar ek moet sê ek het 'n groot support system in my familie, soos my ma en my pa en my vriende. So hulle almal, kyk my pa weet, hy sê ek het te veel ambisie. Kan 'n mens te veel ambisie? Hy sê ek is die overachiever, ek wil net nog en nog. Soos ek dink, okay, maar wat kan ek volgende doen? 'n Maspinaais fees. 'n Maspinaais sportfees, dit, daai. En sê hy, relax, jy doen net eers met wat jy besig is. Jou kop werk die hele tyd. Jy's aan die gang en jy wil omdat jy so trots is op die brand Maspinaais, wil jy hom eintlik net daar buite kry en jy wil net vir mense laat verstaan, hier is my baba wat nou al groot is en ek is ongelooflik trots daarop. So ek verstaan dit, maar ek dink ook soms moet mense ook net terugsit en 'n bietjie asemhaal. En ek dink dis iets wat jy min doen. Ja, want jy is die hele tyd aan die gang. En jy is die hele tyd besig en jy is die hele tyd besig met nuwe klere ontwerp. As ek sien byvoorbeeld soos ons het eendag gepraat en toe vra jy vir my, ek sal dit nooit vergeet, jy het vir my gevra, wil jy 'n bruin tight hê? Ek is besig om te ontwerp, wil jy een hê? En ek is soos, ja, hoekom nie? So jy is die hele tyd besig om nuwe idees te skep in jou kop en goed, maar ergens moet jy terugsit en net sê, okay, weet jy wat, Leonie, haal gou 'n bietjie asem. So wat doen Leonie om te ontspan? Wel, ek het resies gery om te ontspan. Okay. Maar dit wat doen sy nou? Op hierdie oomblik ontspan ek hier. Okay, as jy nou kan ontspan, as jy nou sonder jou laptop, sonder jou fabriek, sonder enige iets, wat sou Leonie wou doen om te ontspan? Kyk, dan kyk ek net 'n bietjie TV, want ek kyk nie eens dit meer nie. Ja. En spandeer tyd saam met jou hond. Ja, oor my hond is my alles. Ja, ek weet. Hoe voel jy oor jou journey? Jou journey waarop jy was? Ek moet sê ek is in 'n mate trots. Ek mag 'n bietjie brag en sê ek is trots. As jy vat van waar af ek gegaan het, ek was in Uitenhage, dit het begin hardloop in Brackenfell, Kaapstad. En ek het van daar af gewerk in COVID tyd. Ek dink ons min en dis wat ek vir entrepreneurs of mense met 'n idee wil sê is dat ons het dit in COVID gemaak werk. Ja. So dan kan jy moontlik enige iets in ander tydperke laat werk. Ja. Want dit was een van die moeilikste tye in almal se lewe of loopbaan was daai tyd van COVID. Ja. En ek is my journey persoonlik is deur rowwe tye, maar dit is soos jy nou gesê het, dit het geskep wie ek vandag is. Absoluut. So dit moes dalk gebeur het om te skep wie ek was, want ek was maar 'n rowwe enetjie toe ek jonger was in die sens van ek het gekuier, ek het alles, nou kuier ek skaars. Ek geniet nou tyd saam met mense in gesprekke
En soos jy sê met nuwe idees, ek het nou al die ambassadors, trek ek nou al in en sê vir my, maar waarvan hou jy? Ja. Stuur vir my iets waarvan jy hou, jou look. En ek begin nou vir mense hulle eie feel en look wat hulle in sal nice is, maar net in must be nice. Ja. Skep ek nou vir hulle in. So ek gee vir hulle ook daai 'n bietjie wat hulle kan insit in die brein sê, maar daai is my idee. Ja. So jy sal sien op ons webwerf ook het ons 'n Williams hemp, ons het 'n Hendricks hemp. Ons het al daai want dis wat hulle wou gehad het. Dit is baie spesiaal. So my journey sal ek sê was interessant. Dis nog steeds aanlopend. Dis my journey is nog nie klaar nie. Ek dink daar is nog groot dinge wat wag. Maar ek's reg daarvoor, dit kan maar kom. Dis sy. Sê vir my, hoe hanteer jy sukses? Jo. Ek gaan anders 'n normale mens. Ek dink nie as ek besef as daar groot sukses is, besef ek dit nie eers in 'n mate wat ander mense dit dalk sien of ietsie. Ek sien dit as nog 'n ding, nog 'n dag. En ons moet nou nog beter en nog byvoorbeeld, sê met nou soos ek wat 'n Unie gekry het. Ja. Dit was vir my net 'n trotse oomblik. Dit was suksesvol, maar dit is net vir my, ek sien dit as trots. Ja. So ek sit nie daar en ek het dit nou reg gekry en dit is so en ek doen 'n heel brag ego situasie uit dit uit. Ek sien dit as dis 'n trotse oomblik en ek het dit reg gekry. Ja. So sukses. Ek sê ook altyd moenie dat jou sukses jou inhaal nie. Moenie altyd dink jy's groter nie, want dit kan in 'n sekonde weggevat word van jou af. Soos daar's tye wat vandag lyk dit goed, oormôre lyk dit o hel, wat gaan nie aan. Ja. En dan weer in 2 dae lyk dit weer briljant. Dis 'n rollercoaster. Ja. En ek moet sê, ek het jou nog regtig nooit hoor praat oor net oor jou nie. As jy gepraat het, was dit ons. Dis jou fabriek, dis jou mense, want dit is sonder hulle sou jy dit nie kon doen nie. En dit is vir my altyd mooi om te weet dat jy altyd teruggaan na jou fabriekmense toe om te sê dis hulle wat jou help. Dis nooit 'n ek nie, dis 'n ons. Hoe motiveer jy jou personeel vir alles het bekom by druktyd? Jy weet hierdie goed moet nou klaar. Die skool is sluit, hierdie goed moet uit. Ek weet Januarie was 'n mal jaar vir julle gewees, maar hoe motiveer jy jou personeel om aan te hou met dit wat hulle tans doen? Kyk, in 'n industrie soos ons en is dit nogals ontsetlik moeilik om soveel mense, hoe kan ek sê, individueel te hanteer. Ja. So ek het 'n bitter goeie manager en 'n supervisor. Die supervisors in die fabriek en die managers in die kantoor. Maar hulle twee run the show basies vir my, vir alles ek so travel en weggaan en goed. Maar ons vra die mense net, maar onthou, hierdie is nie net ons bord kos op die tafel nie. Ja. Dis almal hier en om julle se bord kos. En dit is moeilik al buite. Toe sê ons, as ons goeie werk doen, sal dit altyd goed gaan met ons. Ja. Maar ons moet goeie diens lewer. En ons moet goeie kwaliteit lewer. En jy motiveer die mense in, onthou, baie van daai mense wat nou nog by my is, kom van daai likwidasie maatskappy af. So hulle weet hoe dit was om by die huis te sit. So jy bring hulle net 'n bietjie terug na 'n herinnering in van, dit is nie maklik al buite nie, dit raak nie makliker nie. So om 'n werk te behou nou is, hoe kan ek sê, is 'n toppunt van gesprek. Ja. En ons kry baie mense wat ons kontak, dan sê ek, maar kom, ons toets jou. Hulle kan dan nie eers garing opsit, byvoorbeeld. Dis ook een van die struggles wat jy deurgaan. Jy probeer soveel mense help, en jy voel so sleg om te sê, maar jy kan nie die werk doen nie. Ja. Dat ons hou hulle vir weke, en ons probeer, maar dan kom op punte wat jy nie kan nie. Wat jy ongelukkig moet sê, weet jy wat, hierdie werk nie vir ons nie. Ek meen, ek ken jou mooi hart en ek weet jy sal graag enigiemand wil help en leer, maar daar kom ons 'n punt wat jy net sê, weet jy wat, ons kan nie. So net gou om ook te vra, hoe wil jy eendag onthou word? Jo, ek wil net onthou word as iemand wat ander probeer help het, gegee het, baie van onsself. Soos ek is op daai wat ek gee eintlik partykeer so baie van myself dat ek vergeet om na myself te kyk. Ja. En dit is baie keer ons fout, né? Ja. Dit is baie keer ons fout dat ons
ons sit ons laaste en ons sit almal voor ons, bo ons en wil vir almal sorg, maar dan vergeet jy dat jy moet ook voedsel hê vir jouself. Want mens kan mos nie van 'n leebeker drink of tap nie. So jou beker moet vol wees sodat jy dit kan oorgee aan die volgende persoon. Wat sal jy graag vir enige jong meisie, enige advies, enige raad wat jy vir 'n jong meisie daar buite het? Wat sal jy graag vir hulle vandag wil sê? Ek sal wil sê, glo in jouself in die eerste punt. En moet nooit dink jy is nie goed genoeg nie. Ons almal het iets in ons wat goed is. Daar's niemand nooit nie goed genoeg nie. Maar gebruik dit wat in jou goed is en ontskep dit in iets. En werk vorentoe met dit. Maar always be kind. Ek het dit geleer, ek kyk hierdie goeters, byvoorbeeld, 'n simpel voorbeeld om te maak wat ek doen is. So ek checker 60-60 order, want ek het 'n TikTok gesien, wat 'n ou gesê het, almal sien hulle as hierdie delivery ouens en hulle lewer kos af vir goed en dink hulle is gevoed. Maar hulle lewer ons almal se kosse af, want hulle amper vir die hele dag nie geëet nie en hulle kry eers daai tip as iemand tip aan die einde van die maand. Dan gaan hulle partykeer 'n dag sonder om te eet. So nou met elke 60-60 pakkie wat ek order en wat gereeld is, want ek gaan nie winkel toe nie. Sit ek 'n paai en 'n koeldrank in. En dan gee ek dit vir die drywer. Of as ek 'n Mr. D delivery doen, dan order ek 'n burger by en dan gee ek dit vir die drywer. Sure. So ek het daai ingeneem om te doen, om net just to be kind. Ja. En laat iemand voel, Just giving back. ja, giving back en you belong somewhere. Ja. So vir enige meisie, even die mans al buite, everybody belongs somewhere. Ja, absoluut. Kry net jou plek. Ja. Baie waar. As jou lewe 'n boek was, wat sou jou titel gewees het van jou boek? Chaos. Lekker ene. Chaos. Chaos. Ja, chaos, maar leer hoe om met die chaos te werk. Sal dit tog eendag iets wees wat jy sal wil doen? Om 'n boek te skryf oor... Ek is 'n baie, hoe kan ek sê, ek gee nie baie van myself uit daar buite nie. Ja, baie privaat. Ja, ek's baie privaat, want toe ek jonger was, is dit your voice is not heard, wat jy voel maak nie saakie. En daai, so ek het nooit geleer om my gevoelens met mense te deel nie. Want ek het gevoel dis null and void. Ja. So, maar ek deel maar my eie maniere om mee. Maar dit sal 'n mooi titel van chaos wees. Okay. Dis nie 'n lelike chaos nie, dis 'n mooi chaos van someone started and look where they ended. Wow. Sure. En maar die storie van jou Christendom, jou support system, al daai dinge sal in die boek wees en dit sal eintlik nice wees om so iets te doen. Dit sal. En om vir mense 'n coping mechanism te gee. Ja. Dit sal eintlik en dit is nogal eintlik so diep. Dit is eintlik diep as jy nou gaan luister wat jy nou gesê het. Is dit eintlik dit sal 'n baie dit gaan praat met jou hart wanneer 'n mens daar kom. Leonie, baie dankie dat jy vandag by ons kom kuier het. Dit was regtig vir my 'n voorreg om regtig vandag met jou te gesit en te gesels en nie net as die eienaar van Must Be Nice nie, maar ook as 'n vriendin. Dit is regtig vir my 'n voorreg gewees om jou hier te hê. Ek hoop jy dit geniet net so baie soos wat ek dit geniet het en ek glo en vertrou die luisteraars gaan dit ongelooflik geniet. Ek dink ons het vandag so baie pret gehad hier op die stel en dit is regtig waar dit was vir my 'n voorreg om vandag met jou te kon gesels. Dankie dat jy my genooi het en Wineland Studio. Ek glo jy wag 'n paar mense wat weet hiervan vir hierdie, omdat ek nie 'n oop boek is nie. Wag al 'n paar mense vir hierdie livestream om uit te gaan. Ja. So, maar dit was lekker om 'n slag te gesels wie ek is en wat MBN is en nie net wat hulle sien op sosiale media nie. So ek wil vir julle dankie sê. Dis 'n groot plesier. Ek is Charlene Elliott en dit was Conversations That Matters.